En terwyl ek hierdie week afsonder en bid, kom die skrif by my op in 1 Korintiërs 15, vers 55 tot 57, wat sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ja, en dan sê hy, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank, wat vir ons oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Ja? Amen. En dit maak ons opgewonde. En dis 'n waarheid wat ek en jy aan moet vashou, want soos ek hierdie week afsonder en bid, begin ek meer en meer besef, dat ons moet vashou aan die waarheid van die woord. Ons moet vashou aan wat die woord ons leer. Dat die woord ons hier leer, dat ons is meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Dat Jesus het vir ons die oorwinning gebring. Want ek besef hierdie week, dat ons lewe baie keer, en ons lewe eintlik ons hele lewe, intussen in oomblikke. Ons lewe intussen in oomblikke in hierdie wêreld. Want net hierdie stukkie wat ons vandag by stil staan in Matteus 28 leer ons dit ook. Want in vers 1 lees ons die volgende: En laat na die Sabbat toe dit begin lig word en die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om die graf te gaan kyk. En net as jy daai stukkie vat, daai versie vat, dan begin jy optel hoe hulle intussen in oomblikke leef. Want die Bybel sê dat dit begin lig word, so dis nog nie heeltemal dag nie, maar dis ook nie meer aand nie. Jesus se bediening is op die oomblik en intussen 'n oomblik, want hy het nou net opgestaan, hy het die graf oorwin, hy het die kruis geneem, hy het opgestaan, maar hy het nog nie opgevaar na die regterhand van die Vader toe. En as jy kyk na Maria, dan leer jy dat hulle is op pad na 'n graf toe. En ek het julle al gesê, ek is 'n prentjie mens, nee, so ek probeer dit in, jy weet, picture. Hulle op pad is na die graf toe. En hulle laaste herinnering wat hulle het, is Jesus Christus wat op die kruis hang, en hulle wat hom in die graf gaan neerlê. En hulle is op pad graf toe, met geen idee dat hulle 'n leë graf gaan vind nie. Met geen idee dat dit gaan gebeur nie. Hulle het nie dit verwag nie. Hulle het gegaan met hierdie idee dat wat gaan gebeur. En ons kan dit toepas in ons eie lewe, want ons is intussen in oomblikke. Want soos wat Pastor Alex ons geleer het Vrydag, dat ons is gered deur die bloed. Ons is gered deur die bloed. Die bloed het vir ons die prys betaal. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Jy weet? So, ons is vrygemaak. Maar ons is nog nie by 'n plek vry van seer, vry van pyn en vry van stres nie. So, ons is baie keer gered, maar ook gestres. Baie keer is ons gered, maar ons sukkel nog steeds met siekte. En daar is nog steeds hierdie dinge wat aangaan, en dis in hierdie tussen-in oomblikke wat ons moet vashou aan die woord van God. Aan vashou om te weet dat die Here sê dat hy het vir ons oorwinning gebring deur Jesus. Ons moet vashou daaraan. Want ons lewe in daai tussen-in oomblikke, en ek kan net imagine hoe hierdie vrouens oploop na die graf toe, met hierdie idee dat hulle gaan die liggaam van Jesus kry, en die teleurstelling en die seer van Vrydag wat saam met hulle kom. En hulle kom by hierdie graf aan. En ek weet nie van julle nie, maar ek kan dink, ek sou ook nog ons bang geraak het, nee? Want hulle kom maar aan, en die steen is weggerol, die klip is weggerol, en die wagte wat die graf oppas, lê soos dooi is. Nee? Ek weet nie, dit laat my dink aan 'n storie. Nee, sorry, nee, toe op universiteit, so ons het in die koshuis is ons 'n ding gehad waar ons het maar, dit was 'n prank week, nee, ons gang. So ons het maar mekaar jokes getrek. En een oggend toe sê my vriende vir my, Tristan, kom ons gaan eet. En ek sê, is reg. Hulle sê, gaan ons met jou kar ry. Ek sê, is reg. Ek ska ry, ek's eerste jaar, nee? En ek loop af by die trappe gaan die gang en al my vriende kom en my karretjie, as jy die knoppie gedruk het, dan het so piep piep gemaak, nee? En dit is hoe ek hom gekry het. So ek kon nooit onthou waar ek parkie, dan piep piep, en dan weet ek, okay, kar is links. En ek kom die dag afgeloop, ek en my vriende, ons jy weet, grap nou lekker en wat en ek kom onder en ek druk die knoppie en daar's niks hier. Ek just niks. En nou, julle moet onthou, ek is net op universiteit, nee, soos wat julle sal sê, ek's nat niet. Nee, dit is crazy. En ek dink, ek gaan nou my pa moet bel en ek gaan vir hom sê my kar is gesteel. En in elk geval, dis 'n Sondag, so ek bel toe my pa en ons kry 'n trekker op die foon en ons is daar besig en een van die dag toe kry ons my kar aan die ander kant van die kampus. Want toe het my vriende my kar geskuif deur die aand, nee? En gedink dit sou nou baie snaaks wees. So die les daar is kry beter vriende, maar nee, maar in elk geval, nee, hulle doen dit nie. En ek onthou net soos jy weet, jy's deur mekaar. En ek dink baie keer in jou lewe kom jy in situasies waar jy deur mekaar is.
Dat jy het 'n verwagting dat iets gaan gebeur en as jy opdaag dan gebeur dit nie soos wat jy verwag het nie. Iets gebeur in jou lewe wat jy nie voorbeplan het nie. Jy het 'n idee van wat gaan gebeur. En jy weet nie, en dan kom jy daar en dan iewes skielik gaan dit glad nie volgens plan nie. Jy weet die een ou het gesê dat life happens when you are busy making plans. En dit is so waar. Want jy maak planne vir die toekoms en terwyl jy planne maak en terwyl jy voorberei en terwyl jy dit en dit, is die lewe besig om te gebeur. En jy kom in hierdie oomblikke. En dis daar waar jy moet vashou aan die woord van God. En ek hoor die woorde van die engel wat met die vrouens praat. Matteus 28 vers 5, waar die engel vir hulle sê, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. En ek lees dit hierdie week en ek ervaar dit die Heilige Gees het vir my wys dat en het my soveel vrede gebring. Dat in hierdie oomblikke waar jy de mekaar is en in die oomblikke waar jy nie weet wat aangaan nie en jy weet nie regtig lekker hoe gaan iets uitdraai nie, hoor jy die woorde van die engel wat sê, ek weet wat julle soek. En ek ervaar die Heilige Gees vir my sê dat Jesus weet wat jy soek, maar hy weet ook wat is beter. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet wat jy soek, maar hy weet wat is beter vir jou. En die waarheid is, baie keer die dinge wat ons die ergste soek in ons lewens is nie noodwendig die beste vir ons nie. En jy kan vrede vind in die oomblikke van jou lewe om te weet dat Jesus Christus is die een wat weet wat se planne hy vir jou het. Dat die Here weet hoekom hy jou gemaak het. En hy weet wat hy besig is om te doen. Want hierdie vrouens het die gekruisige liggaam van Jesus gesoek, maar hulle kon hom nie kry nie. Want die opgestaande, lewendige redder van die wêreld, Jesus Christus, het opgestaan en wag vir hulle in Galilea. Hy is nie meer daar nie. En hulle het gesoek vir die liggaam, maar dit het nie gekry nie. En hierdie woorde speel my af. My boetie en my sussie, gee my soveel vrede om te weet dat die Here weet wat ek nodig het. Gee my soveel vrede om te weet dat Jesus is in beheer. Glo jy dit nog vandag? Dat hy is nog in beheer van jou lewe. En ja, dit lyk baie keer de mekaar. En ja, ons is intussen in oomblikke, ons is nog nie by die hemel nie, nee? En ons weet nie hoekom dinge moet gebeur op hierdie aarde nie. Maar ons kan vandag vrede in die feit wees, vrede vind in die feit dat Jesus is in beheer. Hy is lewendig. Hy is besig om te beweeg in ons lewe.